Julle is my skape, die skape van my weide. Julle is mense, ek is julle God, spreek die Here, Here. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 71, dieselfde melodie as Psalm 31 wat ons goed ken. Ons sing vers 1 en 2, vers 2, getuig. Wees my 'n rotssteen hoog verhewe, hoog teen die bergwand aan, waar ek steeds in kan gaan. U het beveel dat ek sal lewe, ek leef o ontfermer en toevlug, my toevlug en beskermer. En kom ons besing ons beskermer, vers 1 en 2, Psalm 71. O U alleen my rotssteen bouwer, laat my dan nimmer meer in smart verval oorheer. Op U geregtigheid vertrou ek, Psalm 274 is ons slotsang, waar ons gaan ook nou vers 2 sing na die wet, as skuldbelydenislied na die wet, en dan na die geloofsbelydenis, Gesang 241, en ons gaan al 3 die verse sing. Die vraag is, hoekom lees ons die wet in die erediens? Het Jesus dan nie die wet vervul nie? En die antwoord lê onder andere in 1 Johannes 5, vers 3, waar daar staan, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. Jy het allemaal gehoor van die man wat gesê het, toe sy vrou vir hom sê, maar jy sê nooit vir my, jy is lief vir my nie. Toe sê, vanwel toe ons getrouwd het, ek gesê, ek is lief vir jou, en ek sal weer laat weet, as ek van plan verander. Maar dit werk nie so nie. Werk nie so nie. Dit is 'n voortdurende bevestiging van liefde is nodig. En ek moet voortdurend herinner word, wat my liefde vir God beteken. Kom ek toets my eie liefde aan dit wat die Here sê, in Eksodus 20, toe het God hierdie woorde, al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy mag vir jou geen gesnede beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou.
Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Net een. Net vers 2, kom ons staan en bely ons sonder hierdie vers. U o Jesus ewig sterke, laat geboeides vry uitgaan, deur die reddingswoord en werke, word die weg tot God gebaan, ons sien eens geslote harte, opgaan deur die lydensharte, hoor uit sonde mag bevry, dat om nou die lange lei. Dit is in Esegiel wat ons elke keer hierdie aangrypende boodskap van die Here hoor in Esegiel 36, dat die Here, wanneer ons sonde bely, ons reinig daarvan. Hoofstuk 36 en vers 25 beskryf hy, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. So het gesing in hierdie lied dat die Here ons van bande wat ons bind laat uitgaan en vrymaak. En iets daarvan is waar wat 'n sondaar mens soos u en ek beleef wanneer ons sonde bely en die Here daardie bande breek, sodat ons hierdie week kan ingaan as mense wat vergewe is en wie se verhouding met God reg is. Hy beskryf hier dat dit die Here Jesus se kruis, die lydens smarte is, wat ons uit ons sonde nag bevry. En hoe kosbaar dat elkeen van ons wat baie keer maar moedeloos word, as ons probeer om nou geset volgens die Here se wil te lewe, dan val ons weer. Maar die Here bevry ons uit hierdie sonde nag, en nou kan ons sy naam bely. Ons kan ons kop optel en die wêreld in die oë kyk, en hierdie week begin in die wete, die lewende God het ons verhouding met hom herstel. Ons is begenadig. Ons leef uit sy genade uit. Mag ons daarom met groot vertroue, nie selfvertroue nie, godsvertroue hierdie week aanpak en in sy krag leef. Geliefdes, kom ons bely dit wat ons glo, en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode,
wat opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons sing al 3 die verse, Gesang 2:4-1. Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord uit Jesegiel hoofstuk 3. Ons kyk na die laaste deel van die hoofstuk, vers 16 tot 27. Ons het begin in hierdie hoofstuk en ons het in die eerste hoofstuk gelees. Dit het geklink soos 'n vleiende piering wat beskryf word, wielietjies wat draai en van al die kante af rond beweeg en ons het agtergekom, dit gaan eintlik oor een saak en oor een groot saak. In vers 28 lig dan die sluier en sê vir ons, dis geen snaakse of onbekende ding waaroor dit gaan nie. Dit alles wat Jesegiel gesien het, is, hier word dit so beskryf, so en die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. Dis waaroor dit gaan. En wat hier gebeur is, voordat die Here sy profeet uitstuur na sy volk, het hulle nodig en het hy as profeet nodig om die heerlikheid van die Here te besef, iets daarvan te beleef, besef wie is God en wie is ek. Dan roep die Here om in hoofstuk 2, en ons het in die eerste stukkie van hoofstuk 3 ook gesien, hy word geroep en die Here sê vir hom, mensekind, nou dink net as jy nou geroep word, jy is nou 'n motorverkoopsman, tweedehandse karre verkoop, maar as jy nou die kontrak wil teken, dan staan nou, jy gaan nie een kar verkoop kry in jou lewe nie. Dis nie 'n groot motivering om hierdie werk te begin doen nie. Maar die Here vir hom sê, is jy gaan nou profeet wees, maar hulle gaan nie na jou luister nie. En dis nogal 'n uitdaging.
So uiteindelik word sukses nie gemeet aan hoeveel mense tot bekering gekom het onder jou prediking nie, maar of jy gehoorsaam was aan die Here. Nou onderstreep hy in die laaste gedeelte, vers 16 tot 27, die verantwoordelikheid. En as ons een woord moet gebruik om hierdie hele gedeelte te beskryf, is dit die woord verantwoordelikheid. Die Here skets vir hom 4 scenario's, of 4 verskillende groepe mense, of tipes mense waarmee hy te doen kry, en wat sy verantwoordelikheid is as die Here se profeet. Maar dit strek baie verder as Esegiel, dit kom nader na 1 Mei. So, kyk of jy die 4 groepe raak sien, en die hele tyd in die agterkop, maar hoe raak dit my persoonlik? En dan uiteindelik sien ons 'n tweede episode, net soos hoofstuk 1, waar hy die Here ontmoet, kyk bietjie mooi wat gebeur daar. En dan vers 24 tot 27. Huisarrest, kyk bietjie, dit is 'n vreemde ding wat die Here dan doen, maar daar is 'n groot boodskap daagter. Goed, ons kyk of hy werk daarom so nou. Kom ons verlustig ons in die woord van die Here, vers 16, Esegiel 3. En nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid. En aan die einde van 7 dae, het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, spreek jy nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku, en jy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En as hy regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe. Maar omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het, en jy het jou siel gered. En die hand van die Here was daar op my, en hy het vir my gesê, staan op, gaan uit na die laagte, en ek sal daar met jou spreek. Ek staan toe op en gaan na die laagte uit, en kyk, die heerlikheid van die Here het daar gestaan, soos die heerlikheid wat ek by die Kebare rivier gesien het. En ek het op my aangesig geval. Toe kom die Gees in my en laat my op my voete staan, en hy het met my gespreek en vir my gesê, gaan insluit jou toe in jou huis, en jy, mensekind, kyk, hulle sit vir jou toue aan en bind jou daarmee, sodat jy nie onder hulle kan uitgaan nie. En ek sal jou tong aan jou verhemelte laat klewe, sodat jy stom sal word, en jy vir hulle geen bestraffer sal wees nie. Want hulle is 'n wederstrewige huis. Maar as ek met jou spreek, sal ek jou mond open, en jy sal aan hulle sê, so spreek die Here, Here. Wie hoor, laat hom hoor. En wie dit nalaat, laat hom dit nalaat, want hulle is 'n wederstrewige huis. Net tot sover uit hierdie hoofstuk, as ons bietjie aanblaai. Nou hoofstuk 33, in vers 1 tot vers 20. Dis die huiswerk vir vanmiddag. Gaan kyk hoe die Here hierdie boodskap herhaal. Feitelik woordeliks in hoofstuk 33. Geliefdes in ons Here Jesus,
Dis donker, jy staan op 'n muur, jy kyk oor hierdie muur uit. Jou werk is om wag te staan. Jy sukkel om wakker te bly, maar dit is 'n enorme groot werk om te doen. Jy hou die horison dop. Jy moet mooi kyk, as daar ergens 'n liggie aankom, en hierdie liggie groei, en word al groter, en jy kom agter, maar hier is nou 'n weermag op pad. Dan moet jy die ramshoring wat jy dra, moet jy hard opblaas, en die hele stad wakker maak, dat die soldate op hierdie muur kan kom staan, die manne wat met pyl en boë skiet, en almal wat die vyand kan beveg. En daar is 'n paar dinge wat kan gebeur. Jy kan aan die slaap raak. En as jy wakker word, is die vyand hier by jou. Het hulle reeds oor die muur geklim. Is hulle reg om jou dood te maak in die hele stad. Jy het nie jou verantwoordelikheid nagekom nie. Die bloed van almal in hierdie stad is dit ware op jou. Want jy het nie jou verantwoordelikheid nagekom nie. As jy nou die vyand sien, en jy skrik jou mors dood, en jy gryp daai ramshoring en jy begin blaas. Maar nou sien jy hier en daar begin daar nou 'n lampie aangaan. En jy sê vir hom, ag man, bære daai vuvuzela van jou. Ek wil slaap. En jy begin jy met klippe gooi. Hulle steur hulle nie aan jou nie. En jy sien die vyand kom aan en jy begin skree en jy blaas. En die mense raak vies en boos. Maar hoe durf jy my wakker maak, man? Ek het so laat gewerk en nou wil jy my hierso kom opjaag. Jy irriteer my. Jy kan nou dink, as jy in plaas van jou wekker in die oggend hierdie vuvuzela aan jou oor. Nou blaas die ou op hierdie ramshoring en dis nie vir jou lekker nie. Jy wil hom net stil maak, jy wil hom net doodklap laat aan, en niks kan geluide uitkom wat jou irriteer nie. En as jy weer sien, is die vyand op jou. Vyand maak almal in die stad dood. Maar jy het hulle gewaarsku. Dan kan niemand jou kom beskuldig as jy het nie jou werk gedoen nie. Jy het jou werk gedoen, maar mense het hulle nie jou gesteer nie. En dis die tipe scenario's wat Esegiel hier beleef en beskryf word deur die Here. As jy besef hierdie vyand is op pad, en jy blaas op daardie ramshoring, en die soldate word wakker, hulle besef, hier is moeilikheid, en almal storm uit met hulle swaarde en wapenrusting, en hulle kom op die muringstelling inneem langs jou, en hulle verdedig die stad en beskerm, en elke kind en vrou en dier se lewe word gered, omdat jy op die ramshoring geblaas het. Dan sê jy dan baie trots wees daarop, dat jy jou verantwoordelikheid nagekom het. En iets daarvan sê die Here vir jou en vir my vandag, jy het 'n verantwoordelikheid. Want hier kom gevaar. En wat is die gevaar? Waarteen waarsku die Here die volk? Die skrikwekkende is, hy waarsku hulle teen homself, teen sy oordeel wat kom. Hy sê, ek kom as regter om goddelose mense te straf, en as jy hulle nie waarsku nie, dan is daar 'n enorme tragedie wat plaasvind. Hy sê voortdurend in Esegiel, ek het nie die begeerte daarin om mense te vernietig nie, maar mense wat my verwerp en ongehoorsaam leef aan my woord, moet weet, die oordeel van die Here is 'n realiteit. Eerste ding wat hierdie gedeelte vir ons leer, is dat Esegiel wat hierdie vreemde goeders beleef daar in 'n vreemde land waar hy in ballingskap sit, dit gebeur dat die Here hom roep. Hoofstuk 1 sien hy die heerlikheid van die Here, en dit het 'n geweldige impak op sy lewe. Kyk weer na vers 15, ons het begin lees by vers 16, en vers 15 staan daar, en ek het by die ballinge gekom in Tel Abib, wat by die Keba rivier gewoon het, by die plek van hulle woning, en ek het daar 7 dae lank verstom in hulle midde gesit. Noem dit vandag trauma. En ek dink iets daarvan is seker waar, as jy die Here regtig ontmoet,
en jy besef hoe groot God is en hoe klein en sondig ek is, dis nie 'n grap nie. 7 dae kon hy niks doen nie, kon hy nie praat nie, hy het net tussen mense gesit, want hy het die Here self ontmoet. So skrikwekkend is dit, om bewus te word van hoe groot God is. En hy sou nie die dapperheid gehad het om hierdie boodskap vir jare te bring aan mense wat nie wil hoor nie, as hy nie die heerlikheid van die Here gesien het nie. Die opdrag wat die Here vir hom gee, in vers 17, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. En daarmee saam kom 'n enorme hoop verantwoordelikheid. As jy op daardie muur geplaas word en dit is jou skof wat aanbreek, dan neem jy verantwoordelikheid vir duisende mense se lewens in die Bybelse tyd. Ons het gehoor, die groot gevaar wat op pad is God se oordeel, en hy kom elke sonde oordeel. Wanneer die Here homself beskryf en Moses vra dat hy die Here wil sien in Exodus, hoofstuk 34, dan hoor ons in vers 6 en 7, hy sê, die Here is barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van goeie tierenheid, wat sonde vergewe, en dan voeg hy by, maar nooit ongestraf laat bly nie. Die implikasie daarvan is, elke liewe sonde word gestraf. Die straf wat ek nie dra vir my sonde nie, wat ek bely, Here vergewe my, soos wat ons net nou gedoen het met 'n lied. Word gestraf, dit verdwyn nie of verdamp nie net nie. Dit word aan die kruis, aan Jesus. Dit is deel van wat Jesus moes dra aan die kruis. Vir die ongelowige beteken dit tot in ewigheid word die straf volbring op my keuse teen God en my sonde teen God. En wat die Here dan hier vir hom sê, hy persoonlik het 'n verantwoordelikheid in hierdie 4 scenario's wat hy teken. Hy sê, as hy nie sy werk doen nie, en goddelose mense nie waarsku nie, dan sal hy die sondaar se bloed van hom as wag eis. As hy waarsku, maar die goddelose mens luister nie, dan het hy steeds sy werk gedoen. Hy word vrygespreek as die wag. En dan die regverdige. Dieselfde tipe situasie. As hy nie waarsku nie, rus daar bloedskuld op hom, die wag. Maar as hy waarsku, daar is gehoorsaamheid, dan word lewens gered. Die vraag wat gevra word is, hoe lyk sukses in 'n kind van die Here se lewe? En as mense vir jou vra, maar wat is sukses vir jou? Dan sal meeste mense sê, wel, ek hoop ek het 'n goeie loopbaan, ek hoop ek het genoeg geld in die bank, ek hoop ek is veilig, ek hoop ek kan vir my mense sorg. As ek op daai vraag positiewe antwoorde kan gee, dan is ek redelik suksesvol in my lewe. Ek hoop mense sien op na my, ek hoop ek kom my taak na, as broodwinner, of wat dit ook al is. Wat die Here hier sê vir die Segeel, sukses is getrouheid. Sukses is gehoorsaamheid. Sukses is nie die lysie van, ek het al hierdie ouens tot bekering gebring nie. Sukses is, ek het vir al hierdie mense die waarheid van die evangelie gebring. My verantwoordelikheid is nie om hulle kinders van die Here te maak nie, my verantwoordelikheid is om die woord van die Here suiwer te bring, sodat hulle hoor wie God is. Hoekom is dit vir ons so moeilik? Kry ons so beklemming om die keel en om die hart as ons hoor, jy moet vir iemand van Jesus vertel. Ek dink deel van ons probleem is dat ons bang is, maar wat nou as mense ons afjaag, as hulle vir ons wegjaag, as hulle vir ons sê, maar moenie jou gedweeperei, weet, wie is jy? Jy is mos ook 'n sondaar mens, wie is jy nou vir my toe kom sê wat is reg of verkeerd? So bang mense verwerp ons, maar die Here vir die Segeel sê, weet jy, dis wat nie wou dit gaan nie.
Een van die kostelikste skilderye wat gemaak is oor mense in die Bybelse tyd is 'n skildery oor Johannes die Doper, deur 'n Hollandse skilder, en is my so kostelik. Hy teken vir Johannes die Doper, hy het so lang vinger, amper soos Pinocchio se neus, so lang vinger wat na Jesus wys. En al wat hy sê is, dis eintlik wat moet gebeur. Jy wys na Jesus. Gaan nie oor jou nie. Ek is die boodskapper. Elke Christen is die boodskapper. As die mense die boodskap verwerp hulle nie jou nie, hulle verwerp hulle hoop, Jesus Christus. Dis hartseer. Maar dit moet nie my afskrik om die boodskap van hoop te bring nie. My verantwoordelikheid is, bring die boodskap van hoop aan elkeen wat die Here oor jou pad bring. En 1 Petrus 3 vers 15 het ons gesê, dit is waarvoor ek luister. 1 Petrus 3:15 sê, dat ons gereed moet wees om verantwoording te doen aan elkeen wat van ons rekenskap eis oor die hoop wat in ons is. En dan moet ons dit doen met sagmoedigheid en geduld. So wanneer mense my vra oor die hoop wat in my is, moet ek gereed wees en bereid wees en reg wees om rekenskap te gee van wat dit beteken om in Jesus te glo en hom lief te hê. Maar waar kry ek die krag daarvoor? Wat nou as ek voel, ek is nie 'n prater nie. Ek sal nou maak soos die ou wat gesê het, kyk, getuig vir die mense van Jesus en as dit nodig is, gebruik woorde. Dan dink ek moet net 'n mooi voorbeeld leef. Ja, dit is deel van die waarheid, maar dit is nie die volle waarheid nie. Die Here sê, julle sal my getuies wees, nie net met julle lewens nie, maar ook met wat julle sê. Bring die boodskap van hoop, praat mense moed in, omdat daar in Jesus verlossing is. En ek dink die prentjie wat ek heeltyd in die agterkop het, is Johannes 4, wat ons in Pinkstertyd behandel het met die vrou by die put, met wie Jesus praat, met soveel geduld en soveel liefde, en haar lei om te besef, hy is haar verlosser en Messias en hoop. So wat doen die Here dan? Vers 22 en 23, die Here sê vir Jesegiel, kom uit na die vlakte toe. Wat sien hy as hy in die vlakte kom? Daai selfde prentjie van hoofstuk 1. Wat gebeur met hom? Hy slap neer, daar soos 'n dooie mens op die vloer. Toe hy weer in aanraking kom met die heerlikheid van God. So die oomblik as ek begin dink, maar ek kan nie dit doen nie, ek kan nie vir mense van Jesus vertel nie, wat nou daarvan as mense nie meer vir my hou nie, as hulle dink jy, dit is eintlik teen die wet, jy mag nie by die werk met iemand praat oor Jesus nie, of dit is nie goeie praktyk nie, of jy kan mos nou nie die evangelie in mense se kele afdruk nie, dis mos nou nie reg nie. Wat hy sê in hierdie gedeelte is, as jy regtig God ontmoet en iets van sy heerlikheid besef, dan kan jy soos daai vrou van Johannes 4 nie stil bly nie. Sy vaar die dorp daarin en sy roep al die mense, sê kom kyk, ek het hier 'n man ontmoet, is hy nie dalk die Messias nie. Sy bly nie stil en sê, van daai trop, hulle wil niks met my te doen hê nie. Ek het hulle nie lief genoeg om vir hulle te sê, waar is die hoop nie. En ek dink dis uiteindelik die dryfveer. Nie die vrees wat in hierdie gedeelte onderliggend is, van daar is gevaar op pad nie. Wat 'n genade dat God, wat liefde is, om laat leer ken, en dat hy my 'n verantwoordelikheid gee in hierdie proses om vir mense te sê, Jesus het jou lief, reageer in liefde, en dit gaan regtig die moeite werd wees. Maar as jy hom verwerp, is dit 'n saak tussen jou en die Here. Ek kan nie effektief wag wees as ek nie diep onder die indruk van God se majesteit en heerlikheid gekom het nie. En elke keer as ek die Bybel oopmaak, is dit 'n ontmoeting met God. Dit vind plaas in jou binnekamer, waar die Here met jou praat, waar hy jou bewus maak van sy grootheid. Dis wat my motiveer, dat ek vir mense wil
vertel en hoop gee, dat daar lewe is in Jesus. Hierdie verantwoordelikheid is dringend. En ek dink Esegiel besef dit vers 24 tot 27 as hierdie vreemde ding gebeur. So in vers 24 sê hy, toe kom die Gees in my en laat my op my voete staan en hy het met my gespreek en vir my gesê, gaan in, sluit jou in jou huis, sluit jou toe in jou huis. Jy mense kan kyk, hulle sit vir jou toue aan en bind jou daarmee sodat jy nie onder hulle kan uitgaan nie en ek sal jou tong aan jou verhemel te laat klewe sodat jy stom word. Nou sit hy in sy huis vasgebind en stom. Wat 'n aardige prentjie, hy is profeet van die Here, hy moet praat met mense, en nou kom soek mense om, en wat kry hulle, hier is ou Esegiel in sy huis, en hy is hier vasgebind, kan nergens gaan en praat hulle met hom, en hy kan nie, hy stom, sy tong sy verhemel te vas, hy kry nie 'n woord uit nie. En jy dink jouself in, hier is my kind of 'n maatjie vir my, op pad met hulle fiets, en sê, kyk hoe vinnig kan ek ry, maar jy weet, hier is 'n afgrond, en die ouetjie is voluit op pad na die afgrond, hy weet nie wat hier om die draai is nie. En jy begin skree, maar daar kom nie 'n geluid uit jou mond uit nie. Hoe angswekkend is dit? Jy vaai hande, maar niks kom deur, die boodskap kom nie deur nie. Nou wat sê die Here hier? Hy sê daar kom 'n punt waar die Here sy woord wegneem. Waar mense nie meer die evangelie kan hoor nie. Die tyd van genade gaan verby. Dit beskryf hy ook in Jesaja 55. Soek die Here terwyl hy te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is, want daar kom 'n tyd wanneer dit te laat is. Nou wat is die implikasie van hierdie boodskap van Esegiel 3 en Esegiel 33? Jy kan dink, dis 'n geweldige boodskap vir elkeen wat besef as predikant, ek het 'n verantwoordelikheid om die woord van die Here suiwer te bring aan alle mense wat die Here oor my pad bring. En 'n predikant kan nie daardie boodskap bring as hy nie onder die indruk is van die heerlikheid van die Here, en dat dit hom nederig maak om te besef, ek verkoop nie myself nie. Gaan nie oor 'n predikant wat glad met die mond is nie, maar een wat getrou is aan God om die woord van die Here, die waarheid reg te sny. Beteken, jy kan nie by elke sterfbed vir elke mens sê, jy's op pad na die regte plek, as jy al weet, hierdie persoon het nie die Here lief en leef nie vir die Here nie, inteendeel. Dan is jy 'n valse leraar. Beteken, jy kan nie vir mense wat in sonde leef sê, hoorie, maar sterkte vir jou, dit sal ook goed gaan. Nee, dit sal nie. Nee, dit sal nie. Daar is 'n regter op pad, en hy kom. Jy het ook die voorreg om vir mense te sê, die liefde van die Here is alles oorweldigend. Sy hoop dra jou deur die donkerste nag. As jy 'n kind verloor op 15 dae, is daar hoop. Want die Here beloof, nie een van sy kinders val uit sy hand uit nie. Hy hou hulle styf vas. Die Here beloof, hy bepaal die dae van ons lewe, of dit 15 is, of 95 jaar. En hy is die God wat die ewige lewe en die ewige heerlikheid gee aan elkeen van sy kinders. En of jy moontlik maak om sy liefde hier te ervaar en uit te leef. En dis wat ons dryf. Wat die Here in hierdie gedeelte sê, is hy praat met ons as kerk. En hy sê vir ons as kerk, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie arms gevou en sê, solank die dominee net my tankie vol maak op 'n Sondag, is ek reg. Ons het 'n verantwoordelikheid om hier toerusting te kry, dat ek by die skool en by die werk en by die huis liefde van Jesus kan uitleef en lig kan laat skyn in donkerte.
Hierdie is 'n wakkerskit vir elke ouer wat besef, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my kind, en ek het my kind so lief, dat ek my kind waarsku, en my kind gaan dalk hom bloediglik of haar bloedig vererg vir my. Maar as ek nie waarsku nie, kom ek nie my verantwoordelikheid na nie. Beteken nie dat ek my kind afskryf wat die Here verwerp nie, wat dit gebeur. Maar dit beteken dat my kind baie duidelik weet, daar is net in Jesus hoop. Hier is 'n enorme boodskap vir elke gelowige, wat weet, die Here bring mense oor my pad, en ek kan nie stil bly nie. Nie omdat ek arrogant is, of ek dink ek as Christen is beter as enige ander mens wat enige ander afgod aanbid nie. Maar omdat die lewende God self sê, hy het nie behaag in die vernietiging van mense nie, maar in hulle redding. En hy gebruik my as instrument in sy hand. As hierdie gedeelte jou nie aanspreek nie, dan moet jy regtig begin wonder. Want hierdie is 'n appel op elkeen van ons se lewens, dat die Here sê, jy het 'n verantwoordelikheid in my koninkryk, om my lig te laat skyn, om hoop te bring. En jy vra, hoe doen ek dit? Wel, hierdie gedeelte praat nie daaroor nie, maar ons het gepraat oor Johannes 4, gaan lees dit vanmiddag, hoe die Here Jesus werk, en een vroukie in een dorp soveel hoop gee, dat sy daai hele dorp na Jesus lei. Net omdat hy met soveel liefde en soveel geduld met haar werk, dat sy besef, Jesus het haar lief, en hy is haar verlosser. En dis die boodskap. Jesus het jou lief, en hy is jou verlosser. As jy in hom glo, sal jy tot in ewigheid by hom wees. As jy hom vertrou as jou saligmaker en verlosser, sal hy jou deur hierdie lewe dra en eendag opneem in heerlikheid. Wat hy hier vir hom sê is om stom te wees en vasgebind te wees en nie te kan uitgaan en die woord van die Here te bring nie. Dis nag. Dit is baie erger om stil te bly en niks te kan doen nie, as wat jy die mense waarsku, party reageer positief en ander reageer negatief. Maar jy kom jou verantwoordelikheid na. Dink bietjie mooi oor die eie lewe. Is jy op die muur besig om verantwoordelikheid te neem vir dit wat jy moet doen? Is jy besig om die ramshoring te blaas, om mense te waarsku? Kom na Jesus. Want môre is dalk vir ewig te laat vir jou. Het jy sy liefde al ervaar, wat deur sy gees in jou hart uitgestort is, sodat jy nie kan stil bly nie, maar genoeg vir mense omgee om te sê, kom na Jesus. Amen, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is so vasgevang in 'n wêreld wat behep is daarmee, wat dink mense van my? Mense wat selfmoord pleeg as hulle nie al genoeg duimpies in die lig kry op Facebook of genoeg aanvaarding van mense ervaar in hulle lewens nie. En tog, Here, tog doen U die genade dat U vir ons deur die woord en die Gees toerus, dat ons nie net asemhaal en bestaan nie, maar dat ons lewe omdat U ons genadig is, en dat ons die boodskap van lewe kan bring in 'n wêreld waar dit so nodig het. Maak ons harte so vol van U liefde, dat ons verander wil wys, dat ons die vinger wil wees wat na U toe wys, dat ons mense wil roep na Jesus toe, dat ons die hoop sal bring so ver ons gaan. Here, maak ons getrou daarin. Help ons om op te hou om so selfsugtig te leef, en dat ons liefde vir U en liefde vir mense rigting sal bepaal in ons lewe. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. 1 en vers 3, wil o Here in genade voortgaan met U reddingswerk. Leer ons talente dankbaar U te wy en aan U kerk.
Deur die waarheid van u lering, deur die wonder van bekering, dring u liefde ons al meer in u diens te staan, o Heer. Kom ons sing vers 1 en vers 3, lees 7:4. Wachter wakend op die mure, sê my wanneer wyk die nag. Ag, ons stel die donker ure, tot die deurbreek van die dag. Wanneer sal die son se strale mense uit verwarde dwale roep om in die helder lig hulle lewe in terug. O Here in genade, voortgaan met die reddingswerk, leer ons talente dankbaar, u te wy aan die kerk, deur die waarheid van die lering, deur die wonder van bekering. In die liefde ons al meer, in die dienste staan, o Heer. Ons herinner u dat u net 'n oomblik bly sit na die uitspreek van die seën. Vir ons bidstonde ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen.